Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 14de April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Taksies staak in die Kaap. Nuus hooftrekke vir vandag: soldate is in die Weskaap ontplooi, moorde duur steeds voort. Taksies staak in die Kaap. Back and closure getalle styg nog. DA is 'n party vir almal. Sewe's rugby toernooi is die naweek in Hong Kong, waar's die bekerkampioen vir 2026 gekroon. Taxiverenigings in Retreat en Steenberg, Kaapstad, het gisteroggend groot dele van die gebied tot stilstand gebring as deel van 'n staking weens toenemende bendegeweld, afpersing en die kaping van taksies. Lydens 'n memorandum wat aan die stasiebevelvoerder van die Steenberg polisiekantoor oorhandig is, eis hulle dat die regering en polisie dringend optree weens voortdurende intimidasie en afpersing wat taxibestuurders en operateurs ervaar. Van hulle belangrikste eise sluit in verhoogde polisieteenwoordigheid by taxistaanplekke op roetes en in geïdentifiseerde hoë risikogebiede, asook die gevestiging van toegewyde taakspanne teen afpersing en bendegeweld wat fokus op taxiverwante misdade. Die staking spruit uit veiligheidskwessies wat deur taxi-operateurs geopper is. Santaco werk saam met die owerhede om die situasie die hoof te bied en het bygevoeg dat hulle alle voorvalle van geweld en intimidasie veroordeel. Dienste sal hervat word sodra daar voldoende versekering is dat dit veilig is vir operateurs om terug te keer werk toe. As ons nie teen donderdag positiewe terugvoering van die polisie kry nie, gaan ons voort met die staking, het die stakers van die taksies gesê. Die staking het 'n groot impak op leerlinge en skole gehad en dit was teen druktyd nog onduidelik wanneer dienste hervat sou word, is gesê. Minder as 90 soldate word sedert die begin van operasie Floreer per dag ontplooi in die 17 woonbuurte wat misdaad brandpunte is weens bendegeweld, bendeskietery en afpersings. Inwoners in die gebiede Mannenberg, Nyanga, Philippi Oos, Delft, Elsiersrivier en Khayelitsha het slegs die polisie en beamptes van die Kaapstadse Metro se wetstoepassingsbeampte se bevorderingsplan deur die strate sien ry. Dit is egter duidelik dat die handjievol soldate nie as 'n afskrikmiddel vir bendes gedien het nie. Van 1 tot 12 April is meer as 50 mense lydens inligting op misdaad WhatsApp-groepe op die Kaapse vlaktes deur bendes doodgeskiet. Saterdag is 'n 14-jarige seun en sy ma in Delft doodgeskiet. Die twee eienaars van 'n groentestalletjie by 'n taxistaanplek is ook doodgeskiet. In dieselfde tyd is 'n 26-jarige lid van die Ghettos-bende op die hoek van Medieduilweg en Buckinghamstraat in Portland doodgeskiet. Ian Cameron, voorsitter van die portefeuljekomitee oor polisie, het gister gesê daar was van 6 tot 12 April 60 onderskeie voorvalle waarin 50 gevalle van poging tot moord was. Andrew Maree, LER vir gemeenskapsveiligheid en toesig, het haar skok gister oor die vlagbende verwante moorde uitgespreek en gesê sy is bly dat haar mense wel in 'n hegtenis geneem is deur die polisie. Die voortsleepende territoriale konflik in die Suid-Chinase See het gister 'n kommerwekkende nuwe wending ingeneem toe die Filippyne Chinese vissers daarvan beskuldig het dat hulle doelbewus sianiet in die waters rondom die Spratly-eilande gegooi het. Roy Wins in Trinidad, Filippynse vlootwoordvoerder, sê soldate het reeds 10 bottels sianiet gekonfiskeer van bote wat vanaf Chinese moederskepe afkomstig was. Toetse wat verlede maand uitgevoer is, nadat verdagte aktiwiteite opgemerk is, was positief vir sianiet gewees. Die NSC beplan om volgende week 'n amptelike verslag by die Filippynse Ministerie van Buitelandse Sake in te dien, wat as grondslag vir 'n formele diplomatieke protes sal dien. Die getal bevestigde back and closure gevalle in die Vrystaat het tot 433 gestyg met 10 nuwe gevalle wat onlangs bygevoeg is. Die grootste uitbrekings is in die Viljoenskroon Vredefort-gebied, naamlik 69 gevalle, gevolg deur Parys Vredefort 50 gevalle, Sasolburg Deniswil 46 gevalle en Frankfurt Cornelia-Villiers 35 gevalle. Nasionaal is daar totale gevalle van 39.686 aangemeld. Die aantal vrektes was 228 diere wat van kant gemaak is, was 36, diere wat ingeënt is 43.014, diere wat geslag is vir kommersiële gebruik is 46.328. Meer as 2000 afgevaardiges was op die party, naamlik die DA, se konferensie die naweek gewees, die grootste in sy geskiedenis. Op nasionale en provinsiale konferensies en ander DA-byeenkomste is 'n ander belangrike verskynsel baie duidelik. Die DA is lankal nie meer 'n wit party nie. Dit wys dat ander kulture deesdae in die DA vaardig is, een waarby mense ook deur te sing en te dans kan wys dat hulle politiek geniet.
'n Duitse gas het opgemerk dat hy nie geweet het dat politiek so pretvol kan wees nie. Die DA sukkel gewoonlik om almal tevrede te stel, maar die keer is 50% van sy leierskorps nie wit gewees nie. 'n Tienerseun van Pretoria het hom Saterdag doodgeskok op 'n stilstaande treinwa in Wal, Mpumalanga. Andrew Creer, wat 17 jaar oud was Saterdag omstreeks 1400 uur saam met 'n vriend toe hy teen die treinwa opgeklim het. Andrew is op die toneel doodverklaar. 'n Geregtelike doodsondersoek is nou aan die gang. Sy ma betuig haar dankbaarheid teenoor al die nooddienspersoneel, ouers en ander wat Saterdag op die toneel was en bystand verleen het. Andrew laat sy ouers en sy broer agter. Reën, hierdie verligting is baie groot vir die Kalahari, deur die Bushmanland en tot in die Roggeveld. Die reën het Saterdag omstreeks 02:00 in Appington langs die Oranje rivier begin uitsak en vir bykans 14 ure aaneengeval, dan sag, dan hard en dan wild. Boere van Pofadder tot Kakamas in die Bushmanland was net so bly toe meer as 30 mm reën daar op plekke uitgesak het. Die weerdiens sê teen vandag sal daar 'n beduidende verandering in die weer op plekke soos Kimberley wees met 'n sterk kans op reënbuie en donderstorms veral in die laatmiddag. Die weerdiens raai inwoners aan om op wisselvallige toestande voor te berei. President Donald Trump van Amerika het gewaarsku dat enige Iranse oorlogskepe wat die versperring nader wat hy op die land se hawens beveel het, vernietig sal word, ondanks internasionale oproepe dat 'n skietstilstand gerespekteer en onderhandelinge hervat moet word. Trump het laat gister in die Withuis gesê, Iranese verteenwoordigers het gebel om 'n vredesooreenkoms te sluit nadat samesprekings in Pakistan die naweek sonder ooreenkoms geëindig het. Hy sê Amerika sal nie toelaat dat Iran die wêreld afpers nie. Die Straat van Hormuz is 'n belangrike internasionale handelsroete vir goedere en energie en die handhawing van sy veiligheid, stabiliteit. Oliepryse wat tydens die skietstaking getuimel het gister met sowat 8% gestyg te midde van vrese dat die hernieude dooiepunt die deurvaart van meer olietanksskepe sal verhinder. Sakeliga en die Nasionale Werkgewersorganisasie van Suid-Afrika, NEASA, hierdie organisasies het bevestig, hulle gaan aan die begin van die maand 'n aansoek by die konstitusionele hof indien om verlof tot appel teen 'n vorige hofuitspraak wat hulle aansoek van die hand gewys het om die raskwotas op 'n dringende grondslag stop te sit. In sommige gevalle word die aandeel van witmans tot sowat 4% beperk, terwyl ander teikens as onrealisties en moeilik uitvoerbaar bestempel word. As die konstitusionele hof verlof tot appel toestaan en die appelslag kan dit 'n tydelike beskerming aan werkgewers bied, plaaslik en internasionaal, terwyl die breë hofstryd verder sal voortduur. Die Blitsbok Kiwonorkie kan in die komende Hong Kong toernooi, wat van Vrydag tot Sondag beslis word, sy terugkeer vir die nasionale 7-span maak. Suid-Afrika kom in die groepwedstryde in Hong Kong teen Uruguay, Spanje en Argentinië te staan. In 7's rugby is Norkie vleuel, wat ook as 'n voorspeler ingespan kan word. Hy het in 2023 in die Dubai toernooi sy buiging vir die Blitsbokke gemaak en spog steeds by 32-3 in 12 toernooie in sy 7's reeks. Die Blitsbokke ry tans op die golf van sukses nadat hulle die liga fases van die seisoen se 7's reeks bo aan die puntelys afgesluit het. Die kampioenskap in die Newton Park swembad is die vernaamste keringsbyeenkoms vir swemmer wat hulle land van die jaar wil verteenwoordig. Pieter Coetzee sal die aanslag op kwalifiserende tye vir die Glasgow skouspel lei. Ander groot name wat met Caberra die span vir Glasgow sal probeer haal is Chatle Klos en Lara van die Kerk. Sy sal in die baai te staan kom teen Rebecca Meder wat die laaste ruk groot vordering in borslagswemmer getoon het. Meder wat in Nieu-Seeland gesetel is, sal in Caberra aan die 200 meter individuele wisselslag asook in die 50 meter, die 100 meter en 200 meter borslag afdelings deelneem. Die oggendsessies sal daagliks om 9:30 begin en die aandsessies om 1700 uur. Daar bestaan twyfel oor die 4-malige wêreldkampioen Max Verstappen se toekoms in Formule 1. Lambiase is die nuutste aanstelling wat gemaak is om die talentpool wat by McLaren bestaan te versterk. Red Bull Racing bevestig dat Juan Pedro Lambiase die span in 2028 sal verlaat wanneer sy huidige kontrak sal verstryk. Tot sy beplande vertrek gaan GP voort in sy rolle as hoof van wedrenne en as wedreningenieur vir Max Verstappen, die span, en hy is ten volle daar te verbind om groter sukses by ons rekords by te voeg, het hy gesê. Dik sê die NWA Arende met 31-3 in Pretoria gewen. Dis die 6de keer dat hulle die Waas die beker kon gewen het. Die ander kere was in 2012, 2013, 2017, 2021 en 2022. Vir die wenspan het veral Dylan Smith, 8ste man en kaptein Aqua Majavule skramskakel en Andile Meini die vleuel goeie spel opgelewer. Die eerste punte van die wedstryd is in die 19de minuut aangeteken met 'n strafdoel deur MJ Mostert, die loskakel van die Arende.
Net voor sy strafdoel is Munashe Dukushwa, vleuel van Tuks, met 'n geel kaart afgestuur. Met die omdraaislag was die telling 10-3 in die Tuks se guns. Vroeg in die tweede helfte het Tuks hulle voorsprong vergroot toe Mjeni weer gaan druk het. Vroeër het die Universiteit van Kaapstad die Young Guns toernooi gewen deur Koffsies met 42-29 in die eindstryd in Pretoria te wen. Young wat in sy eerste 2 rondes en toe weer Sondag saam met McElroy gespeel het, hy en die Noorduur was gesamentlike voorlopers op 11 na 3 rondes, het sy ewig ook 'n klop op die skouer gegee. Hatton wat sy toernooi Sondag met 'n skitterende ronde van 66 houe afgesluit het, sê dis ongelooflik dat McElroy nou in die voetspore van Jack Nicklaus, Nick Faldo en Tiger Woods gevolg het. Hulle is die enigste spelers wat met agtereenvolgende oorwinnings in die meesters kan spog. Die 36-jarige McElroy se triomf is ook deur president Donald Trump geprys. Omdat McElroy verlede jaar ook gewen het, is die wenner se tradisionele groen baadjie van jaarder Fred Raleigh, voorsitter van Augusta National, aan hom oorhandig. Gebruiklik behoort daardie voorreg aan die vorige jaar se kampioen. Advertensie van Netwerk 24, teken en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1931, Polokwane 1527, Lephalale 1731, Mbombela 1730, Mahikeng 1427, Pretoria 1528, Johannesburg 1324, Ermelo 1024, Galagadi 1932, Gaborone 1630, Richards Bay 2035, Pietermaritzburg 1331, Durban 2031, Port St Johns 1832, Pongola 1831, Maputo 2132, Bethlehem 919, Bloemfontein 1223, Allewal Noord 1225, Welkom 1324, Vryburg 1429, Kimberley 1429, Appington 1932, Prieska 1629, Springbok 1324, Karasburg 1629, Keetmanshoop 1930, Mariental 2031, Alexanderbaai 1724, Brandvlei 1530, Loederitsbaai 1523, Vredendal 1726, Kaapstad 1722, Sutherland 1123, George 1632, Jeffreys Bay 1834, Cabarra 1735, Grafreinet 1527, Kaaphooggelas 1523, De Aar 1325, Molteno 1021, Beaufort Wes 1929, Oos-London 1734, Mabalane 2133. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.41 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.65. Die euro verhandel teen R19.30. 'n pond kos R22.16. Die yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2071. Palladium per fyn ons is $1578. Silwer per fyn ons is $75.54. Goud per fyn ons is $4739. Brent olie per vat is $99.38. Gedagte vir die dag: dit maak nie saak hoe stadig jy vorentoe beweeg nie, solank jy net nie stop nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe. 'n aangename dag en week verder word vir almal toegewens.